Groete in die onfeilbare naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks hoofstukke in die Nuwe Testament het lees, met die doel om ons Christene te versterk en te vernuwe op 'n daaglikse basis, ook met die doel om die Nuwe Testament te voltooi by einde 2025. Vandag gaan ons voort met Handelinge hoofstuk 10 en die opskrif lees: God stuur vir Petrus na die huis van die nie-Joodse weermagoffisier. In Caesarea was daar 'n Romeinse weermagoffisier met die naam Cornelius, 'n kaptein van die Italiaanse regiment. Hy het toegewy aan die God van Israel geleef en het ontzag vir hom gehad, hy en sy hele huishouding. Hy het baie bydraes vir die armes onder die Joodse volk gegee en hy het derentyd tot God gebid. Een middag teen 3 uur toe hy 'n gesig, duidelike engel van God na hom toe sien kom, wat vir hom sê: Cornelius. Cornelius het hom aangestaar en bang geword en gevra: Wat is dit, meneer? Die engel het hom geantwoord: Jou gebede en wat jy vir die armes doen, het God opgeval. Stuur daarom nou dadelik mans na Joppe toe en laat daar 'n sekere Simon haal. Sy noemnaam is Petrus. Hy is 'n gas by 'n ander Simon, 'n leerlooier. Sy huis is by die see. Toe die engel wat met hom gepraat het vertrek, het Cornelius 2 van sy huisbediendes en 1 van sy leiwagte, self 'n soldaat wat aan God toegewy geleef het, geroep. Hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toe gestuur. Die volgende dag, toe Cornelius se afvaardering al naby die dorp was, het Petrus dakstoep toe gegaan om te bid. Dit was teen 12 uur die middag en hy het honger geword en wou eet. Terwyl hulle die ete klaar maak, het hy in geestesvervoering geraak. Hy het die hemel oop gesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word en afkom grond toe. In die doek was allerlei diere, reptiele en voëls. 'n Stem sê toe vir hom: Staan op, Petrus, slag en eet. Nooit nie, Here, het Petrus gesê. Ek het nog nooit iets wat onrein is geëet nie. Toe kom die stem weer: God wat rein gemaak het, mag jy nie onrein ag nie. Die gesig is 3 keer herhaal. Toe is die doek weer in die hemel opgetrek. Petrus was verdwaas. Wat kon die gesig tog beteken? Juist op daardie stadium kry die mans wat deur Cornelius gestuur is die huis en hulle staan by die voordeur. Hulle was op soek na die huis van Simon en vra toe of Simon met die noemnaam Petrus daar 'n gas is. Terwyl Petrus nog wonder oor die gesig, het die Gees vir hom gesê: Hier is 3 mans wat jou soek. Gaan onder toe en moenie huiwer om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. Petrus het toe onder toe gegaan en vir die mans gesê: Hier is ek, dit is vir my wat hulle soek. Waarom is julle hier? Hulle het geantwoord: Cornelius, 'n Romeinse offisier, het ons gestuur. Hy is 'n opregte man en een wat ontzag het vir God. En die hele Joodse volk het 'n hoë agting vir hom. 'n Heilige engel het hom opdrag gegee om u na sy huis te laat haal en dat hy moet luister na wat u te sê het. Petrus nooi hulle toe vir die nag in. Die volgende dag het hy saam met hulle vertrek en 'n paar van die medegelowiges in Joppe het saam met hom gegaan. Hulle het die volgende dag in Caesarea aangekom. Cornelius het hulle verwag en het sy familie en naby vriende reeds saamgeroep. Toe Petrus die huis inkom, het Cornelius voor sy voete neergeval en hom begin aanbid, maar Petrus het hom opgehelp en gesê: Staan op, ek is 'n mens net soos jy. En terwyl hy met hom praat, gaan hulle binne en kry die klomp mense wat daar by mekaar is. Petrus sê toe vir hulle: Julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk kontak mag hê of by hom in die huis mag kom nie, maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder beswaar gekom toe ek laat haal is. Ek vra dan nou waarom julle my laat haal het. Cornelius antwoord: 4 dae gelede was ek in my huis besig om te bid, so teen 3 uur die middag. Skielik staan daar toe 'n man met blinkiereële voor my. Hy sê vir my: Cornelius, jou gebed is verhoor en God het jou bydraes vir die armes nie vergeet nie. Stuur mense na Joppe toe en laat vir Simon met die noemnaam Petrus daar haal. Hy is 'n gas in die huis van Simon, 'n leerlooier wat naby die stad woon. So het ek dadelik mense na u toe gestuur
en u was so goed om te kom. Hier ons nou allemaal voor God, om te hoor wat die boodskap die Here aan u gegee het. Toe antwoord Petrus, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie sekere mense bo ander voortrek nie. In enige volk neem hy die mense aan wat vir hom ontzag het en doen wat reg is. Julle weet tog dat God aan die volk Israel die goeie nuus gestuur het dat daar vrede met hom is deur Jesus Christus, wat Here oor almal is. Julle weet ook self dat dwars deur Judea gebeur het. Dit het van Galilea af begin na Johannes die doper begin preek het. Julle weet ook hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Jesus het toe rondgegaan, oral goeie werk gedoen en almal gesond gemaak wat onder die duiwel swaar gekry het, want God was by hom. En ons as apostels is getuies van alles wat hy in Judea en in Jerusalem gedoen het. Die Jode het hom vermoor deur hom te kruisig, maar God het hom 3 dae later opgewek. Toe het God hom laat verskyn, nie in die openbaar aan almal nie, maar net aan ons wie hy van tevore gekies het om Jesus se getuies te wees. Ons wat na sy opstanding in die dood saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons toe opdrag gegee om aan almal te verkondig en te getuig dat dit hy is wat deur God beskik is om regter oor almal te wees, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sondes deur sy naam sal ontvang. Terwyl Petrus nog hierdie dinge sê, het die Heilige Gees op almal gekom wat sy boodskap gehoor het. Die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die Heilige Gees ook op nie-Jode as 'n geskenk uitgestort is. Hulle het geen twyfel daaroor gehad nie, want hulle het hulle ongewone taal oor praat en hoe hulle God se grootheid besing. Petrus het toe gesê, wat kan verhinder dat hulle met water gedoop word nou dat hulle net soos ons die Heilige Gees ontvang het? Toe het hy beveel dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop word. Daarna het hulle hom gevra om 'n paar dae daar te bly. Amen. En daar is die geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.